die huis van die Here te kan wees. En ek dink ons het verwelkom gedoen, maar het ons gevra vir die besoeker om te staan. Het ons besoekers vanmôre in die plek, ons wil dit seker maak. People that visit us this morning, is there somebody? There's somebody. Praise the Lord. Praise God. Ma'am, you and your son, welcome. Or is it your brother? Your son. Welcome once again to Macedonia. I hope so far you enjoy the service. This service is just for you. God bless. Ek kan die sitplek neem. Wat 'n wonderlike voorreg vanmôre. Ek wil vanmôre, ek gaan onmiddellik oor na die woord van die Here toe, want ek voel dit is belangrik, want ons gaan aan tafel. En geestelike honger wat die Here op ons hart gesit het vanmôre, want ons vanmôre gaan sy woord eet, en dan gaan ons ook vanmôre aan die tafel sit, waar ons vir die Here dankie gaan sê, dat ons weer eens dit kan herdenk. Kom ons blaai na die woord van die Here toe, opgeskryf in die eerste boek van Konings hoofstuk 3. Ek gaan uit die boodskap Bybel lees, en ek gaan my titel van my boodskap sê, wat kan ek vir jou gee? Is daar iemand in die plek wat weet die Here wil gee vir ons? Is daar iemand in die plek, wat weet dat die Here wil vir jou iets gee? But what are you asking from him? Wat vra jy? Hy wil vir jou iets gee, wat vra jy? That you need to decide. Because ek weet, sometimes is 'n mens undecided, as 'n vraag op jou kom, wat wil jy, dan weet 'n mens sometimes nie wat jy wil hê nie. Dan vra jy sommer net enige ding, en dat die ding wat jy nodig het nie. Is somebody with me? Praise die Here. Make sure what you want to ask. Maak seker jy vra die regte ding. Kykie, laat ek die ding gou verstel, voor ek oorgaan. Matriek, ek het die Here gevra vir 2 boys. Jy moet oppas wat jy vra. And I'm happy with the 2 boys. But Debbie, die Here weet my, ek soek 'n meisie. Nee, moenie verkeerd verstaan. Ek weet hoekom werk die mense gedagtes so? Ek verstaan hoekom mense gedagtes, die Here moet ons help, die Here moet ons help, jong, regtig. Ek het so klein kinders, hy raak groot nou, maar ek wil nie nou prys op haar plaasie. Ja, sorry, ek het 'n meisie. Net toe dink die mense hulle, juffrou, nee man, kykie, ons het daas getel man, Here weet dit man, is alright. Kyk hierso, ek wil die ding sê man, verstaan jy? Asseblief, hou vir Abraham vas, leier. Hou net vir Abraham, die Here weet, Here wil vir jou Abraham gee, nie vir my nie, hy wil vir jou Abraham gee. Halleluja. Hulle kos baie geld man, om deur die verloop van dinge te kry. Vra maar vir Matriek, is baie geld om die kinders deur die goed, al nou met die model C skole, en die kinders wil name brands, en Here help my tog, amen. Maar kyk hierso, nou weet jy wat nou? Die boys wil nie regtig skole goed was nie man. Hulle wil nie, maar kom ek sê vir jou, hulle was, maar hulle was nie mes en virk en goede nie. Hulle wil die hy goede, hulle los hy goede in die zink, my pa sal hy goede uitsort. Ek weet is daar nog mense soos hy nie. Kyk ook, ek weet nie vir wie wees Debbie, jy nie, ek weet nie, ek wil nie daai ding betrokke raak nie, prys die Here. Maar, sometimes is it very important to be sure what you really want. Of moet ek so sê, what you need? Klink nie beter as want. Is dit reg? Ek like ons doen spreek met my man, hulle support my hiervoor, verstaan jy? As ek preek, dan preek ons is 3 wat preek. Wat jy regtig nodig het. Because the Bible says God will supply in according to his in glory. Prys die Here. So is vir ons absoluut belangrik. Ask me, what shall I give you? Kom ons lees die woord van die Here. Is 'n wyse man. Hy was nie wys nie. Hy het iets gevra. Verstaan jy? Maar kom ons lees. Ek lees uit die boodskap Bybel uit. Salomo was lief vir die Here en gemaak soos sy pa gesê het. Sy pa se naam was? Hy het die Here se wil gedoen en was getrou aan hom. Salomo moes egter ook soos die volk op verskillende plekke vir die Here offer. Ek wil net vir jou wys hoe wys hy voordat hy ewen gevra het by die Here. Kyk sy wysheid. Op 'n keer het hy in Gibeon gaan offer omdat dit die bekendste offerplek was.
Salomo het 1000 brandoffers daar op die altaar geoffer. Hy het nog eens gekry nie, maar hy weet al reeds wat is dit om 'n wyse besluit te maak. Hy hou braaivleis met 1000 skape. Daardie nag het die Here met Salomo in 'n droom gepraat en vir hom gevra: Wat kan ek vir jou gee? Wat kan ek vir jou gee? Salomo het gesê: Here, U was baie lief vir my pa. Kyk sy hoe, kyk hoe sy brein. Hoe werk die luitie? My pa was getrou aan U. Hy wou net die regte dinge. Hy wou net die regte dinge doen en hy wou U met sy hele hart dien. En U was goed vir my pa deur hom 'n seun te gee wat hom kon opvolg en wat vandag ook oor Israel regeer. Here, U het my in die plek van my pa koning gemaak. Maar ek weet nie, hoor wat sê, ek weet nie altyd hoe om goed te regeer nie, want ek is jonk. Ek moet ook 'n volk regeer wat U vir U self uitgekies het. En daar is so baie van hulle dat ek hulle nie eens kan tel nie. Hoor wat sê, hier kom die wonderlike ding van die boodskap vanmôre. Daarom vra ek U wysheid om goed oor U mense te regeer. Hoor die tweede ding wat ek vra? Gee vir my die insig om regverdig te wees. Listen, om regverdig te wees en tussen goed en kwaad te kan onderskei. Hoe kan ek sonder U hulp hierdie groot volk van U regeer? Die Bybel sê die Here was baie gelukkig met Salomo gevra het. Hy sê toe vir hom: Jy het nie 'n lang lewe of baie geld of die ondergang van jou vyande gevra nie, maar die wysheid om goed te regeer. Ek sal alles vir jou gee. Ek sal jou trouens baie meer wysheid en insig gee as wat enige een voor jou gehad het, of selfs hulle wat na jou kom. Dit is die woord van die Here. Voor ek oorgaan na die boodskap, wil ek net 'n paar dinge in perspektief bring, because dat ons 'n understanding kan hê waaroor ek praat. Wysheid, kennis en insig. Hulle is afsonderlike onderdele, maar hulle is konsepte wat aan mekaar verbind word. Wat sê jy, pastor? Vir ons Engelse kinders, wisdom, knowledge and understanding are distinct but interconnected concepts. Die een kan nie sonder die ander een nie. How will you apply wisdom without knowledge? How will you apply wisdom without understand what knowledge is? Because wisdom is in fact the action of knowledge and insight. Ja, pastoor, jy praat baie dinge. Sal nou daar kom. So kennis is die verkryging of die verkrying van feite en inligting. It's about facts and information. Dit is waaroor kennis gaan, knowledge. Dit is oor feite en dit gaan oor, wat ek weer gesê? Feite en inligting. Just remember that. Understanding of, as ons sê, begrip. Die ander woord van understanding is begrip, Afrikaans. Begrip is die vermoë om die betekenis en die implikasie van die kennis te begryp.
Kan ek stil staan? Jy kry knowledge. En ek gaan nou verduidelik waaroor. Maar jy kan nie iets verstaan as jy nie weet wat dit is nie. Because as jy weet wat dit is, nou kan jy begin concentrate en te verstaan wat hierdie ding is. Because om hierdie ding te verstaan, moet jy weet, ek gaan nou vir jou sê. My vrou sê vir my, gaan koop brood. Right? Sy sê brood, hoor my? Die information wat ek kry, is gaan koop brood. Ek gaan winkel toe, ek koop 'n half brood, ek koop wit brood. Hier kom ek by die huis, wat is die? Ek sê, jy gesê ek moet brood koop. Maar wat as jy bring wit brood, half brood, ek gesê ek moet brood koop, ek sê, jy het gesê ek moet brood koop, jy het nie gesê wat se brood nie. Jy het nie gesê breinbrood, koringbrood of wat se brood nie. Jy het gesê brood, ja, maar jy weet, ek sê nie, ek weet nie, ek koop brood, ek het brood gekoop, is die brood. Ek wil jy moet verstaan wat ek probeer sê, get my understanding, ek apply wat jy vir my sê. So good communication is important as well. Sê vir my, ek wil hê jy moet 'n loaf koringbrood gaan koop. Hy kos R25.50. Jy gaan hom by Spar kry. Here help my. Is ek reg manne? Kyk ek, ourie, ek hoor hoe sê die manne amen, ek hoor hoe sê die manne amen. Ek hoor hoe sê hulle, ek hoor hoe sê hulle. Prys die Here. So begrip is die vermoë om die betekenis en die implikasie van die kennis te begryp. En dan as jy dit begryp het, dan is wysheid aan die ander kant is die vermoë om die kennis en die begrip effektief toe te pas. Understand, ek gaan nou daai gaan koop, jy gesê ek moet breinbrood koringbrood kos R25.59 en dit is wie Spar wat ek dit gaan kry. So jy begryp alles en wat ook al en nou apply jy wat jy vra. Is iemand by my? So nou kom jy by die huis, jy nie vrou strei nie, sy's happy, jy's happy, jy het gedoen wat gedoen moet word, because communication was reg, information was geunderstaan, en wat ek soms vra, verstaan ek sê altyd my vrou, verstaan ek is dit wat jy sê, because ons dink aan 'n way, of soms verstaan ons hoe, jy dink die vrou sê dit is, nee, jy verstaan nie wat ek nou praat, ek praat met die groot troude man nou, verstaan nie, en ek wil hê jy moet verstaan, ek wil hê mense verstaan wat ek praat, jy verstaan nie, so right, moenie baie kom nie, luister net wat die groot mense praat en leer, sodat as jy eendag getroud is, dan weet jy, om nie dieselfde foute te maak wat ons doen nie. En soms vat ons dit in ons hol, en so aan te, maar dan wil ek ook vir die vrouens soms sê, communicate right. Give the right information. Gee die regte informasie, sodat die man verstaan wat dit is. En dit is, dames, is no joke, dit is waarom die manne, deesdae sê ons is al hoeveel jaar getroud, ek verstaan nie die vrou nie, wie. Ek weet nie, maar lyk my in my lewe is dit seker alleen wat die ding gebeur. Ek weet nie, miskien gebeur dit in ander manne se lewe nie. In my lewe gebeur dit alleen, sê ek weet, verstaan nie die vrou nie. Regtig verstaan nie. Ek is bly jy stem saam met my, prys die Here. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Debbie, asseblief moenie my broer kruisig nie, man, asseblief man. Moet hom net nie kruisig nie. So is belangrik om dit te verstaan. So as ek vir jou nou moet vra, what is the capital city of France? Sê man Paris. I speak French, boss. I speak French. Hy sê Paris. Ja, because knowledge is om te vra. En dan vra ek myself, nou gaan ek besig, hoe jy dit aan dit gekom? Geskiedenis, somewhere geleer. So dit is hoe jy information and knowledge kry. Reading, whatsoever, you get information somewhere. So that is what knowledge about. Hy sal dit nie kon gesê, as dit nie somewhere gelees het of verstaan het, is dit waar? Vandag wat ek preek, sal ek dit vandag vir jou gepreek as ek dit gelees het en verstaan het jou die George? No ways. Ek sal dit nie kon gedoen het nie. Because I need to go and get information, understand what I'm saying, so that I can apply it and tell you this is what you need to do. So dit is waaroor dit gaan. Get the knowledge. Kry die verstand, verstaan dinge, hoe dit werk en wat dit is, halleluja. It's by through learning, dit gaan deur leer, dit gaan deur lees, dit gaan deur study, dit gaan deur experience, wat ook al, kry. Wat sê die mense, knowledge is? Knowledge is? Ek wil nie vra wat is wisdom nie. So wysheid aan die ander kant gaan oor die vermoë om kennis te begryp, om dit effektief toe te pas, dikwels met goeie oordeel en insig,
om wyse besluite te neem en die uitdagings van die lewe te navigeer. Dit is waaroor wysheid gaan. So ek wil net 'n paar dinge gou afbreek voor ek by die gedeelte kom wat ek wil oor praat. Gaan nie baie lank praat nie. My inleiding is langer as my boodskap. Because het is belangrik om te verstaan waaroor dit wat ek sê, dan wil ek jy moet verder gaan redeneer, die woord gaan lees en verder gaan redeneer in die woord oor wat ek sê. Prys sy wonderlike naam. En wanneer ek praat van knowledge, God se kennis is so groot. Ons noem dit God is omniscient. He knows everything. Ons kan dit nie consume hoe God se gedagtes is. David sê in Psalm 139, noem David 'n ding. David sê, U ken my gedagte, U weet my, U ken my, deurgrond my. Dit is hoe die Here vir David geken het. En David sê, I am fearfully and I'm wonderfully made. En David erken het, hy sê, and my soul knows it very well. Hallelujah! My soul knows it very well. So David weet dit. Hy weet waaroor dit gaan. Ek dink daar was 'n gedeelte wat Jesus kom. En ek praat oor die gedeelte as ek kom by knowledge over individuals. Die Here ken individuals. Hy ken individuals. Hy kom, terwyl hy sy disippels bymekaar kom hy en hy sien Nathanael onder die boom sit. Nou sê jy vir my, enige een kan dit doen. Hy sien Nathanael onder die boom sit, hy kyk van Nathanael, hy sê, dis 'n regte Nazareëner die. Hy kyk hom en hy sien hom en hy skei hom en hy sê, ek weet wie jy, jy's 'n regte Nazareëner. Hy knows, ek wil vanmôre vir jy sê, die Here ken jou ins en jou outs. Hy's alwetend omtrent wie hy is. Ek kyk die woord omni. Is oral, science. Breek hy woord op, omniscience. Science gaan ons oor alles wat rondom is. So he knows all about everything. That's why he said in the book of Psalms, the earth belongs to the Lord and everything thereof. Hy weet dit. Hy het die hele wêreld in sy hande. Hy het alles in sy hande. Hy weet waaroor dit gaan. He's all-knowing, omniscient God. Hy weet waaroor dit gaan. En hy ken Nathanael gesien. En hy sien Nathanael sommer net so wie Nathanael is. God se woord kan vir jou wonderlike kennis gee. En dis iets wat ons baie min doen, oudie. Dan staan ons op te verbaas, hoekom baie mense die skrifte so goed kan quote. Study to show yourself approved. Lees die woord van die Here. Soms glo ons enige ding wat enige iemand sê. Die een, hy quote 'n ding as dit eens 'n skrif nie, dan sê hy amen vir dit. Because you have no knowledge of the word. The Bible said, my people will perish because of a lack of and understanding. En omdat jy die knowledge verstaan jy nie wat baie mense sê en jy amen vir enige ding. Een keer toe ek by kerk, en ek noem die kerk se naam, ek is een keer by kerk, en die predikant sê, die tiendes en die offerandes behoort aan die pastoor, amen. Kan jy glo die mense sê amen? It's because people don't have the knowledge. They believe everything that was said and never studied the word of reading the word. Never. And that is why people perish. Dit is waar mense mislei word. Omdat hulle weet waaroor die woord gaan nie, wat in die woord staan nie, en wat God se woord sê omtrent sekere dinge nie. Lees God se woord, kry information omtrent God se woord. Ek wil amper sê, is onkundig om onwys te wees. Information is everywhere. Even by a press of a button, information is everywhere. Hoe dink jy, hoe ek vandag, hoekom preek ek vandag? Because I have found information to talk and speak to you about. Ek het dit 'n skrif gevat in die Bybel, ek skrif gevat en ek het gaan navorsing doen oor die skrif. Ek het die diepte van die skrif gaan soek om dit te verstaan en te sê wat wil God wil hê, wat wil die Here van my sê en dat ek dit kan toepas sodat jy wysheid kan kry. So it's important to understand it. Very important, because the Bible says the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. The fear of the Lord. Ek dink daar was 'n tyd. Die Here maak 'n divine revelation. Elia van die berg af kom. Hy sê vir die Here toe hy mos gewen het daar en die vrou jag hom, hoor, 'n vrou jag hom. Sy jag hom dat hy die berge hardloop. Hy het ver gehardloop, pas op vir vrouens, hulle kan ver jag.
Sorry die bars, my sisters, jammer man, ek bedoel nie sleg nie. Vergewe my. Is die al die vrouens nie, nee, waar is die al die vrouens nie? Ek het gesien hy vrouens wat klippe gooi, hulle jag jou jong. Ek wil eens praat van hy wat mesteekie, pas op. Hulle is Robbie buite, hulle is baie Robbie. Hier in die kerk, nee, dis gelowige mense, die mense jag die mense rond die. Sister George sê ons jag die. Sister George, ons jag ons manne rond die. Sê hy vir die mense asseblief, ons bid vir hulle. Ons jag hulle met gebed, is al. Dat hulle nader kom, die weg haar kloppie. So, is important dat ons dit verstaan. Elia, hy sê vir die Here, ek het alleen oorgebly van die profete. Ek wil jou wys God's revelation knowledge. Hy sê, ek het alleen oorgebly van al die profete. Kyk wat sê die Here vir hom, die Here sê, gaan af en gaan salf vir Elisa. Hy het eens kennis gedra van dit nie. Hy dra eens kennis van dit nie. Hy dink hy is alleen. Maar God weet, daar is nog profete. God's divine revelation. Hy kom vind vir Elisa, besig om op die dorsvloer. Hy's besig om groente te grou, om groente te plant. En die Here sê, gaan salf hy man as jou opvolger. Divine knowledge of God. Divine knowledge. He knows everything. He understands everything. So, werklik waar, as jy werklik waar kennis wil kry, of verwerf, lees, leer, studeer. Dis belangrik. Doen dit. Jy sal sien hoe jy spiritually op another level sal wees. Hoor my wat ek vir sê. Understanding. Kort is understanding. In 1990. Ek wil net 'n voorbeeld maak van understanding gou. Uit die historiese of die konteks van politieke gebeurtenis. 1990. Seker sal dit 8. Bertram het uit die uit begin. Uit die uit is ek nie, uit die uit, hy was uit die uit. Kom die bespiegelinge dat Nelson Mandela gerelease gaan word. Ons begin calculations doen. En ons begin probeer calculations maak, ons maak calculations, ons tel op. Van 1988 tel ons op tot 101, 102. Tel calculations alphabetically. Sit hy nommers by die getalle. Die Bybel sê in Openbaring, wie die verstand het om dit te bereken, kan die getal van die dier bereken. En die getal van die dier is 666. Luister mooi. Ons is 'n paar ouens op VCS, ons sit en gesels oor dit. En ons besig om te kyk in daai ding. Ons tel daai syfers bymekaar. Jy kan dit gaan tel as jy my nie glo nie. Ons begin van die alfabet A, B, C tot Z en ons sit die letters van die president wat uitkom, Nelson Mandela sit ons neer. En ons sit die getalle by die verskillende letters. Toe ons die letters optel, kom dit by die getal 666. Die getal van die dier is die getal van 'n mens. Deesdae kan jy kyk hoeveel mense aanbid nou nog mense. Jy kan ewen Hitler se getalle uitwerk, dit kom uit op die getal 666. Mense wat mense aanbid het, mense gevolg het en nie God gevolg het nie. Nowadays you still have people that following people. They believe rather in men than they believe in God. En mense gaan verlore omdat hulle nie Christus volg wie hy is nie. Because he is the true God. En die reflection is 88, as jy die historiese kyk, dan gaan jy sien 2 jaar later, ek dink was 1990, word Nelson Mandela release uit Pollsmoor uit of Victor Verster uit, word hy release. So is belangrik om insig te kry oor jou historiese, as jy werklik waar sekere dinge, die dynamics van sekere dinge in jou lewe weet, is dit belangrik ook om te verstaan wat rondom jou plaasvind. It's important to understand the times and the seasons that we live in. I can't teach you everything. You need to read the word. I said one more time, information is everywhere. And it's important for you to understand the information, to get knowledge, to know where you are now, right now. Where are we from the great, before, where we are from the rapture, and what will truly happen after the rapture.
Jy moet begrip kry. Knowledge, get begrip met sekere ding wat plaasvind. Ek praat nie om jou bang te praat nie, maar ek wil hê jy moet understanding kry, dat jy weet wat rondom jou aangaan. Look at what is happening with Israel. Everybody's attacking Israel like crazy. Hulle val aan Israel soos niemand wil nie, but they can't defeat Israel. How can you defeat God? Tell me, how can you defeat God? It doesn't matter who and what you are or who you're serving. The God of Israel is the God of the creation of everything. And I stand and I declare that I stand and declare, don't matter what happened to me, but I declare, because I declare I'm standing behind God's people, and God's people is Israel. If you don't want to declare, it's up to you, but I declare who I'm standing after. I'm not standing after war, but I'm standing after God's people. Imagine jy staan teen God. Imagine. En wat besig is dis om plaas te vind in die lewe, is dinge so besig om so na toe te kom, om in te zoom. And it's important for us to understand these things. It's important for us to get an understanding what it's all about. What is Daniel? En jy kan in die boek van Daniel gaan lees Daniel se woord. Daniel maak revelations oop van wat plaas gaan vind. Ek gaan nou kortliks daaroor praat. But it's important to understand and reflect on the knowledge and make connections between what is happening. Van ons het die connection gemaak, toe sy connection maak van die goede, het ons begin uitvind waant ons hierdie dinge besig om te beweeg. Suid-Afrika is besig om na 'n kommunistiese land toe te beweeg. One of these days, believe me or not, ons het nou die vryheid, let me tell you, there will come a time when we don't have any more the privilege of standing or sitting here reading the word of God. So, kry begrip. Get understanding. I love that song. Understanding is the best thing in the world. Nee, moenie sing asseblief tog. Hou vas. So you can net understand, you only can get understanding through the ability to apply knowledge, understanding, and do it in a... Sorry, ek is by begrip. So hoe kry jy dit? By reflecting on knowledge, making connections, and seeking deeper insight. En nou wil ek kom na die gedeelte toe van Salomo. Salomo vra vir die Here een ding. A heart of understanding. Hy sê, Lord, give me a heart of understanding. En dit moet elkeen van ons begeertes, ons ding, ons lewe soms is, dis waarom sê, jy moet weet wat jy vra. Die Here vra vir jou, wat kan ek vir jou doen? Wat wil jy vra? As jy nou regtig 'n choice moet gegee word, teen 10 miljoen en wysheid, wat gaan jy vat? Jy dink te lank. Jy het te lang gedink, Matik. Way too long. Jy sê klaar vir my waar jou hart is. Ek kom weer. You can't serve two masters. You will love the one more than the other. God is wisdom. Money is mammon. Don't you think, if I can have the wisdom to make more than 10 million? And to have 10 million in a few years, it's gone. But I have the wisdom to even make more than it. Maybe 100 million, maybe 200 million. If I have that wisdom. I love that saying, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. So give me wisdom. As ek wys het, dan kan ek jou wys, ek kan soos Bill Gates raak. Geef my wisdom, Here, gaan ek wys, ek kan miskien ry, dan kan jy my 10 miljoen sit, oor 'n paar jaar 10 miljoen klaar, en ja, dan ry ek die cruise ships, ek het my eie boat en whatsoever, en jy weet die Here, glory. Kom ons los maar vir Mammon uit.
Maar ek kan die kingdom bou. I can build a kingdom. Wisdom to build God's kingdom. Because dit is waarvoor Salomon gevra het, wysheid om God se koninkryk reg te kan regeer. Wisdom to know to do the difference, to do the right thing. En dit is begeerte. Wanneer ek en u met God praat en die Here vra vir ons werklik, ek wil jou aanmoedig, vra vir die Here vir wysheid. Wisdom. Wysheid. Wysheid. Wysheid is absoluut belangrik. Jy kan gaan lees die gedagte oor die soue. Ek gaan nie oor dit praat nie. Jy kan oor die soue gaan lees, die parable oor die soue, waar die Here ge-explain het wat die parable oor gaan en hoe dit kan reflect op ek en u se lewe. Dan Proverbs noem hierdie woorde en ek wil dit lees, Proverbs 2:6 states, For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs chapter 2:6. For the Lord gives wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Om God se woord diep te kan verstaan, gaan vir jou wysheid gee, soos niemand dit kan doen nie. Ons is so acquired met die wysheid van die wêreld. Daarom ou die George maak die Here soms dat die wysheid van die wêreld stupid lyk teen sy wysheid. God can make it look really stupid. En dan weet wat maak die Here? Dan vat die Here 'n ongeletterde man, Suster Swart, wat 'n geletterde man in die skool sit. Ek het dit gesien met my eie oë, dat hy man so sit. Because the wisdom of God. Ek het in my lewe gesien, en ek kan dit nie verstaan hoe nie, mense wat nie kan lees nie, die Here laat hy die woord lees. That cannot be natural, dit kan nie natuurlik wees nie. It's impossible. Dit kan nie natuurlik wees nie. That's supernatural. Revelation wisdom. Nie net enige woord, ek praat van not book wisdom. I talk about revelation wisdom. En hier gebeur 'n situation, en ek wil na die situation toe kom, en ek wil wys hoe wys die Here vir hom, dat hy van wysheid gegee het. Een vrou het haar kind doodgelê. Sy steel die ander vrou se kind. Sy sit die dooie kind by hy vrou neer. En hier kom, because hy het vir die Here gevra, hy wil goed regeer, te ken tussen goed en kwaad. Hier's 'n situation. Kry homself daar, so hier kom hy. Die vrouens kom. Die ene huil, het gaan te kere. Wie se kind is die en wat ook al vra hy. Die een sê my, die vrou sê my kind, daai is my kind en wat ook al. En hoe die kind aangaan, sien die koning, hy observe. Hy ontvang knowledge, hy kyk goede. Hy kry die information wat aangaan en so aan te gaan. Dis hy storie, is 'n wonderlike storie. En hy kry die information en hy kyk. En hy kyk. Hy sê vir iemand, bring 'n swaard. Lyk my die stryd gaan nie ophou, jy gaan die kind in 2 kap. Die vrou wie se kind sê, sny hom. Sê jy my, wat se ma gaan dit doen? Ek dink mense mos daarom nie so dom om dit te doen nie. As jy lief is vir jou kind, gaan jou kind wil seermaak. Die koning kyk, sny hom. Die ma van die kind sê, gee hom maar liewe vir haar. Laat sy hom groot maak. Die koning onderskei die hart van die vrou. Die hart van 'n moeder onderskei hy, en hy sien dit. En hy sê vir, vat jou kind en loop. En in daai tyd, as 'n koning 'n law neergesit het, dit staan. Hy vrou kry haar kind terug. Die Here gee hom 'n revelation wisdom, om te kan onderskei wat is. Toe hy die information kry en hy sien en hy understand wat besig om plaas te vind, toe weet hy wat 'n decision om te maak. It's important for us. It's important for us dat ons God moet vra. En ek is seker hy toe die situasie kom sê, Here, wys my wat ek moet doen. Wys my wat ek moet doen. Kom ek sê vir u, if you ask from him, hy sê as jy wysheid kort kom, wat sê hy? Vra van my, en jy sal dit kry. Vra van my. By wysheid is the quality of being wise, the ability to making sound judgments and decisions, often based on experience, knowledge, and understanding.
Hy het dit gekry, hy sien dit en hy kon wysheid toe, hy kon die regte ding omsam, kon hy gedoen dit. Salomo het vra vir die Here, gee my hart om te kan onderskei, wys my hoe die dinge werk, wys my Here, dat ek onderskei wat die besig om plaas te vind. As jy kyk na Jesus, Lukas 2 vers 52, die Bybel sê, en Jesus het wat? Toegeneem in wysheid en grootte, en het wat gekry? Genade gevind by God en die mense. Hy is op 12-jarige ouderdom, sit hy tussen rabbies, en die wisdom wat hy het, slaan hulle verbo wat hulle vra, wie se kind is jy? As jy clever boy is, hulle vra, wie se kind is jy? Waar kom jy vanaf? Die wisdom wat hy gehad het, suppose om by sy ouers te wees, maar hy vind hom in die tempel, besig saam met die leerders in die sinagoge, terwyl hy die woord van die Here wat hy ontvang het, is hy besig om met hulle te deel. Hulle is astonished oor die wysheid wat hy het. He grew in wisdom, in stature, and has found favor with God and men. As ek kyk na Daniel het revelations oopgemaak, oor die val van Babylon, ook oor wat Babylon gaan plaas. We gaan lees in die boek van Daniel, ek gaan nie oor dit praat, ek gaan lees in Daniel hoofstuk 6 vers 4 en 5. Daniel, die Bybel sê, sy wysheid, wat hom toegelaat het om drome te interpreteer en die politieke intrige van Babylon het hy genavigeer. En dit is vir ons belangrik. En ek wil afsluit. En dit is waarom ek net of jy gesê het, is belangrik vir ons om die tekens van die tye te verstaan. Understand the signs of the time. Jethro sê vir Moses, van hy sien, hey, Moses raak uitgebrand die. Hy doen klomp dinge. Hy sê vir Moses, delegate man, gebruik wysheid, delegate, kies bekwame manne, laat hulle sê hulle aan dat hulle die sake, die myne sake, die meisjes kan jy doen Moses, sy gaan jou uitbrand, sy gaan nie laas nie. Wisdom goes about delegate things, let other people do things. Wysheid is, jy gee die mense die geleentheid dat hulle doen, teach them, give them the knowledge, let them understand it, and then let they apply it to their lives and to the lives of the people. So somebody can say amen. Maar een ding verseker, jy moet dit begeer. Ek gaan close daar, ek gaan nie albei nou so nie. Een ding verseker van wysheid, jy moet dit begeer. If you don't desire wisdom, you never get it. Listen to what I'm saying to you now. You will never get wisdom if you don't desire it. En my begeerte is dat elkeen van ons in hierdie plek wysheid moet begeer van die Here. Ek wil eendag sien, Randall, ek wil vir almal so young generation praat in die gemeente gou. Ek wil eendag jy met die Here vra vir wysheid dat jy 'n businessman en 'n businessvrou raak. Kom ek sê vir jou so, ek wil ek graag sien kinders, eendag wil ek graag sien, jy moenie 'n job hê waar jy vir 'n salary werk nie. You make your own salary. Hoor julle my wat ek sê? Julle mos gesien hoe sukkel julle maandpaans met werke. Dan vertel die mense hulle nog nonsens ook oor hy geld. Dan is dit eens baie geld nie. Is dit nie beter om jou eie baas te wees nie? Is dit nie beter om CEO van jou eie ding te wees nie? You know you don't work at a salary, but you make profit. Hoor wat ek sê? You don't make a salary, you make profit. And that profit is yours. Dis wat ek ons kinders wil sien. Kan ek dit prophesy oor julle lewe? I prophesy businessmen and businesswomen in this church. Maar luister mooi, because baie van julle raak businessmen en women vergeet julle van die Here en loop julle sommer uit die kerk en julle sommer missing of julle gaan na ander kerke toe. Ek bid dat die Here julle businesswomen en mense sal maak dat hierdie kerk, hierdie ministry sal flourish en beter raak, praise die Here. Maybe not in our generation but a generation to come. I speak it over your life that businessmen, CEOs will stand up here in this church with their own businesses making profit for themselves and advance the kingdom of God. Amen. Amen. Jou pa en jou ma's moeg gewerk. Ons werk 40 jare. Ons het begin met R1.20 'n uur of R50 of R5 'n uur.
Kyk, jy hoef nie te werk met R5 of R20 'n uur nie. Jy werk volgens jou uit, jy maak geld soos jy wil maak en jy maak profit soos jy dit gaan maak, prys die Here. Nie elke oggend opstaan en seker maak jy moet nog hardloop om na die baas toe gaan nie. You are self the boss. Come on somebody. Why is there no excitement between our young people? I speak it in your life. So shall be it. And I trust God that He will do it exceedingly, abundantly, above all that we could ever think, ask or imagine. Ek sluit af deur hierdie laaste quote te maak. In wese gaan kennis oor weet wat. Begrip gaan oor jy weet hoekom. En wysheid gaan oor jy weet hoe. Weet wat? Begrip weet hoe of weet hoekom en jou kennis weet hoe. Ek wil vir die Engelse kinders sê. En jy het gesit daar vir die Engelse kinders, o daar is dit hulle sien dit daar self. The knowledge is about knowing what. Understanding is about knowing why. And wisdom is about knowing how to use the knowledge and the understanding to make effective choices. Kom ons bid saam. Liewe Here, daar's baie van ons wat by U gaan vra. Want U vra vir ons vanmôre, wat kan ek vir jou gee? Ek bid vanmôre, Here, dat ons soos wyse Salomo sal wees. Gee ons 'n hart van wysheid en insig. As ons enige kennis ontvang, Here, dat ons die begrip van dit sal kry en dat ons sal weet om te kan onderskei tussen reg en kwaad, tussen goed en sleg. Ons begeer dit vanmôre vir elkeen van ons, Here. U sê as ons by U vra, sal U vir ons gee. As ons dit soek, sal ons dit vind. As ons klop, sal U vir ons oopmaak. En Here, ons vra vanmôre op U vraag wat U vir ons kan doen. Ons begeer dat U vir ons ook wysheid sal gee. Dat ons betere besluite in ons lewens kan maak. Word verheerlik vanmôre, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.